Wow, graad 5, hoe opgewonde is ek nie om met julle te kan gesels nie. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle lekker rus en nog gesond is. Ons begin vandag met kwartaal 2 se werk. Nou ja, op 'n baie vreemde manier. Jy sit in jou huis en juffrou sit in haar huis. Maar ek gaan vir jou 'n paar wenke gee om dit makliker vir jou te maak. Heel eerste, sal jy sien, wanneer jy my PowerPoint oopmaak, staan daar bladsynommers. In hierdie geval, bladsy 61 tot bladsy 67. Maak asseblief jou handboek daar oop, sodat jy kan sien waar juffrou haar inligting vandaan kry en waar jy antwoorde gaan kry. Nommer 2 is, jy gaan sien, saam met die PowerPoint is daar 'n ekstra dokument opgelaai. Dit sê elke dag vir jou wat se werk jy moet doen. Die antwoorde is in jou handboek of op juffrou se PowerPoint. Dan wil juffrou hê, voordat jy begin in jou blou skrif met kwartaal 2 se werk, moet jy op die heel eerste skoon bladsy wat jy kry, lekker groot kwartaal 2 skryf, sodat ons weet waar kwartaal 2 se werk begin. Heel laaste, ek weet daar's allerhande challenges aan die gang. Hier 'n uitdaging, daar 'n uitdaging. Post 'n foto van jouself toe jy 'n kleintjie was, drink 'n eier. Maar juffrou wil jou uitdaag, dat wanneer jy na aandag aan jou NB gee, dat jy dit na die beste van jou vermoë sal doen, sodat wanneer ons mekaar weer sien, ons lekker kan gesels oor dit wat ons by ons huise geleer het. Dit is kwartaal 2 en ons kyk hierdie kwartaal na metale en nie metale. Hierdie week kyk ons spesifiek na metale. Ons gaan kyk waarvoor metale gebruik word, wat is hulle spesiale eienskappe en hoekom is dit so belangrik dat daar metale is. Nou, metale het 6 belangrike eienskappe of kwaliteite. Wat maak hierdie metaal uniek? Wat maak dat mense dit wil gebruik in hulle huise, in hulle werksplek, buitekant? Hoekom is dit belangrik dat mense metale gebruik? Die heel eerste een waarna ons gaan kyk is, metaal is sterk en dit breek nie maklik nie. 2, sommige metale is baie hard en ander soos suiwer goud is sag. 3, metale blink. As jy aan silwer en goud dink, dit blink die hele tyd. Of as jy jou ma se messe en virke laai gaan oopmaak, gaan jy sien, dit blink. Jy kan vir jouself in die refleksie daarvan kyk. 4, metale is smeebaar. En ek weet as ons nou in die klas was, sou julle vir my gevra het, maar juffrou, wat beteken smeebaar? Smeebaar is wanneer ons hierdie metaal teen 'n baie hoë temperatuur smelt en dan dit in verskillende vorms hamer of slaan. Soos byvoorbeeld, jy kan 'n driehoek maak, jy kan 'n reghoek maak, jy kan 'n hartjie maak, jy kan 'n spyker maak, jy kan 'n hamer maak, jy kan 'n sirkel maak. So wanneer ons metaal teen hoë temperature smelt, help dit ons sodat ons verskillende vorms kan maak. 5, metale kan in dun drade getrek word. Nou, ek seker die seun sal weet waarvan jy praat. Almal van ons het 'n draadkarretjie gehad toe ons klein was. Nou as jy na daai draadkarretjie gaan kyk, sal jy sien dat dit uit yster gemaak is. Maar daai yster wat gebruik is in dun drade getrek, sodat dit ons 'n draadkarretjie kan bou. Nommer 6, metale smelt teen hoë temperature. Nou wil juffrou vir jou sê, wanneer jy vanaand kos maak, moet jy kyk, gebruik mamma 'n plastiek pot of 'n metaalpot wanneer sy vir jou kos maak. Natuurlik gebruik sy 'n metaalpot, want dit kan hoë hitte weerstaan voordat dit smelt. As pappa buitekant 'n vuur maak en jy gooi 'n plastiek bottel daarop, sal jy sien dat dit dadelik smelt. Maar as pappa die rooster op die kole sit waarby die vleisies gaar maak, sal jy sien dat dit wel nie smelt, want dit kan hoë temperature weerstaan. Nou, ons gaan nou kyk na party algemene metale en waarvoor dit gebruik word. Nou, metale is dinge soos yster, goud, silwer, koper, aluminium en sink. En baie dinge wat ons sien in die alledaagse lewe, word van hierdie metale gemaak. Byvoorbeeld, yster word gebruik om spykers,
gereedskap, ysterpale, draadheininge en wapens van te maak. Goud word gebruik in juweliersware. Silwer word gebruik vir juweliersware. Vra vir jou boetie of jou sussie of jou vriendin dat hulle vir jou hulle hangertjie wys of hulle ring, dan sal jy sien dat dit silwer is en dat dit blink. Koper word gebruik om ornamente en wapens van te maak. En die belangrike ding wat koper vir ons doen is, dit gelei elektrisiteit. So elektriese drade word van koper gemaak. Anderste sou ons nie elektrisiteit in die huis gehad het nie. Aluminium. Nou dit klink na 'n baie ingewikkelde metaal, maar dit is die metaal wat die meeste op aarde gebruik word en gevind word, want dit is 'n ligte, sterk metaal. Vliegtuie word byvoorbeeld van aluminium gemaak. Sink, dit keer dat yster nie roes nie. Met ander woorde, die emmer word met yster gemaak en met 'n laagie sink oorgetrek, sodat water en sonlig nie die yster skade kan aandoen nie. Die term alloy is eintlik baie makliker as wat die woordjie is. Dit is wanneer 2 of meer metale met mekaar gemeng word, sodat hierdie metaal wat gebruik word, beter eienskappe kan hê. Nou juffrou gaan net sommer vir jou verduidelik wanneer mens byvoorbeeld 'n koek bak. As mens koek bak, het mens klomp bestanddele nodig om daardie koek te kan bak. Nou as ek nie al die bestanddele en instruksies volg wat hulle vir my op die boksie of op die resep gee nie, en ek vergeet om party bestanddele in te sit en ek sit my koek in die oond, gaan my koek nie noodwendig gaar word nie en dit gaan nie lekker wees om te eet nie. Nou net so het metale ook verskillende bestanddele nodig wat by mekaar gesit moet word, sodat dit beter kan wees, sodat ons dit kan gebruik vir die doel waarvoor dit gemaak is. So, dit is toe nie so moeilik soos wat ons gedink het dit is nie. Hierso is voorbeelde van sommige bekende alloye. Juffrou wil hê jy moet self tot deurlees en wanneer jy dalk 'n vraagie of twee daaroor kry, sal jy weet waaroor die werk gaan. Ons kyk nou na die term plateer. Nou plateer beteken dat ons gereeld voorwerpe van goedkoper metaal maak en dit dan oortrek met die blinker duurder metaal. 'n Goeie voorbeeld daarvan is Suid-Afrika se munte. Hulle word gereeld geplateer. Hulle word van 'n goedkoper metaal gemaak en dan net met 'n dun laagie van die duur metaal oorgetrek sodat dit blink en aantreklik lyk vir mense. Wanneer verdof sekere metale? Nou metale kan nie altyd blink, behalwe goud. Dit blink baie. Maar jy sal self sien, jou ma of pa se ringe raak dof of ornamente wat jy in die huis het wat van metaal gemaak is, word dowwer. Potte en panne word dowwer. Dit gebeur wanneer dit met water en sonlig in aanraking kom. Wanneer jy jou handboek op bladsy 65 gaan oopmaak by aktiwiteit 3, gaan jy sien daar is 'n aktiwiteit waar hulle praat oor hoe hulle muntstukke gaan skoonmaak. As jy gaan kyk na die ekstra dokument wat ons saam met die PowerPoint oplaai, is daar 'n video link wat jy kan gaan kyk waar hulle vir jou verduidelik hoe hulle muntstukke met verskillende middels probeer skoonmaak en watter middel werk die beste. Omdat ons nie by mekaar in die klas kan wees nie, het juffrou besluit dat ek aktiwiteit 3 se antwoorde vir jou gaan gee. Weereens op die ekstra dokument wat juffrou opgelaai het, sal jy sien dat hierdie presiese tabel met die antwoorde net so in jou opdragte gesit is. Jy moet dit asseblief net in jou blou werksboek oorskryf. Die laaste werk waarna ons hierdie week gaan kyk is, wat is die hoofstappe wat jy moet volg wanneer jy 'n wetenskaplike ondersoek doen? As mens 'n wetenskaplike ondersoek doen, moet dit akkuraat wees, dit moet reg gedoen word, sodat mens die korrekte inligting uit daardie ondersoek kan kry. Die 7 stappe wat ons gaan gebruik, moet jy in volgorde ken. Met ander woorde, wanneer ons mekaar weer sien en ons praat hieroor, moet ons by stap 1 begin en by stap 7 eindig. Ons kan nie by stap 7 begin en dan by stap 1 eindig nie. Die eerste
Eerste punt waarna ons gaan kyk in hierdie wetenskaplike ondersoek is, identifiseer 'n onderwerp. Jy moet jou waarneming beskryf en waaroor jou ondersoek gaan handel. Met ander woorde, as ons gaan kyk na lineale, ons het 'n plastiekliniaal, 'n houtliniaal en 'n metaalliniaal en ons wil hulle buigbaarheid toets. Gaan ons sê, die onderwerp van hierdie wetenskaplike ondersoek is om die buigbaarheid van lineale uit verskillende materiale te toets. Die tweede stap tydens die ondersoek is, vra. Hoe het dit gebeur? Wat het gebeur? Hoekom het dit gebeur? En skryf dan een vraag neer wat presies vra wat jy probeer uitvind. Byvoorbeeld, hoe buigbaar is die lineale? Die derde stap van 'n ondersoek is, maak 'n hipotese. 'n Hipotese is wanneer jy raai wat die resultaat van jou ondersoek gaan wees. Ons kan sê, goed, ek raai, my hipotese is, wanneer ons gewig op die plastiekliniaal gaan sit, gaan dit breek, maar die houtliniaal en die metaalliniaal gaan net buig. 4. Beplan jou ondersoek. Maak 'n lys van al die materiaal en dinge wat jy nodig gaan hê tydens jou ondersoek. Skryf jou stap vir stap metode neer. As ons praat van stap vir stap metode, moet jy presies vir juffrou sê wat jy gaan doen en hoe jy dit gaan doen. Jy het 3 liniale, ek sit elke liniaal op 2 tafels neer. In die middel van elke liniaal sit ek 'n 5 kg gewig neer en kyk watse liniaal buig die meeste. Identifiseer jou veranderlikes, maak seker dat jou ondersoek ewe kansig getoets word. Ewe kansig beteken basies dat wat jy met die een liniaal doen, doen jy met die ander liniale ook. As jy 5 kg op die houtliniaal sit, moet jy 5 kg op die metaalliniaal en die plastiekliniaal sit, sodat al die toetse wat jy gaan uitvoer op dieselfde manier gaan plaasvind. Nommer 5, versamel en teken die data aan. So, wanneer jy jou stap vir stap metode doen en toets hoe jou ondersoek werk, of wat met die liniale gebeur, moet jy al daai inligting aanteken, byvoorbeeld in 'n tabel of 'n grafiek, in 'n verslag, 'n paragraaf. So jy moet vir juffrou kan verduidelik wat het jy beleef en gesien tydens jou ondersoek. Maak 'n gevolgtrekking is punt nommer 6 tydens 'n wetenskaplike ondersoek. Jy moet dit wat jy waargeneem het, dit wat werklik gebeur het, moet jy vir juffrou kan neerskryf en 'n gevolgtrekking maak. Onthou julle, ons het by stap 3 gesê, maak 'n hipotese, so jy raai basies wat gebeur. Nou by stap 6, maak 'n gevolgtrekking, so jy het met jou eie oë gesien wat met daai liniale gebeur het. Jy kon gesien het dat die plastiekliniaal en die houtliniaal breek, sodra mens gewig op dit sit, en die metaalliniaal het slegs gebuig. Punt nommer 7 waarna ons gaan kyk in 'n wetenskaplike ondersoek is evalueer en kommunikeer. Evalueer beteken basies dat ons moet kyk hoe ons ondersoek kan verbeter, watter probleme ons ervaar het en hoe ons hierdie probleme kan oplos. Dit is ook altyd belangrik dat nadat jy jou ondersoek afgehandel het en al die stappe gevolg het, dat dit wat jy gesien gebeur het, moet jy kan vertel aan juffrou of jou maatjies of aan ander mense. Byvoorbeeld, jy moet vir hulle kan sê, die metaalliniaal kon die gewig weerstaan en die plastiekliniaal en die houtliniaal het ongelukkig gebreek tydens hierdie ondersoek. Jy kan dit doen in 'n mondelinge aanbieding, soos 'n toespraak, jy kan 'n plakkaat maak, jy kan vir juffrou 'n verslag skryf, solank jy altyd kan vertel wat gebeur het toe jy jou ondersoek gedoen het. Graad 5, sterkte met die eerste week van die nuwe kwartaal. Ek hoop ek sien julle binnekort.